Blaai saam met my na Efesiërs 3. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Die opskrif hier is gebed van Paulus vir die Efesiërs. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Hy sê om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met die krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Here en Hemelse Vader, ek wil bid vir hierdie woord. Heilige Gees, ek wil bid dat U die redakteur sal wees vanmôre en sal uithaal wat moet uitkom en insit wat moet inkom. Verberg my agter daardie kruis vanmôre. Dat ons U stem sal hoor. En dat ons hier sal uitstap en sê ons aanbid 'n groot en almagtige God. Loof en prys U naam daarvoor. Amen en amen. En ek wil net so vinnig net so 'n recap vat van waar ons vandaan kom, waar ons was en waar ons nou is. Nou in hierdie brief van die Efesiërs het Paulus God se plan heel eerstens aan hierdie kerk geopenbaar dat alle volke onder Jesus Christus verenig sou word. Alle volke, alle tale, alle nasies verenig onder. Hy het gebid en dan bid hy. Hier is die eerste gebed. Hy het gebid dat hulle die insig sal verkry om hierdie plan van God om alle mense te verenig, dat hulle dit sal verstaan, dat hulle dit sal begryp. Hy het duidelik gemaak dat God die mense twee grootste probleme op aarde tot niet gemaak het. Naamlik die kloof tussen God en mens en die kloof tussen Jood en heiden. Of die muur tussen heiden, Jood en heiden het ek wil afbreek. Deur 'n einde te maak aan die wettiese stelsel van gebooie en regulasies. Dis hoe die muur afgebreek het tussen Jood en heiden. En in die proses het hy vrede gemaak tussen Jood en heiden. Deur een nuwe gemeenskap te skep, naamlik die kerk. Dit waarin ek en jy vanmôre deel is. So, hy het die muur afgebreek, vrede tussen Jood en heiden, deur die wette weg te vat en uit ons nou ingebring in Christus Jesus. En dan begin hy weer in vers 3, soos ek laasweek gesê het, hy begin, hoofstuk 3 vers 1, begin hy om te bid. Hy begin bid. Maar dan stop hy onmiddellik, hy wyk onmiddellik af. Ek het laasweek ook gesê, dat het jy al gebid, ek het die vraag gevra, het jy al gebid, en dan dwaal jou gedagtes af. En dan besef jy later, maar ek was nog besig om te bid, en dan val jy weer in. Nou dis amper wat met Paulus gebeur het, net op 'n meer heilige manier. So hy begin bid, en toe wyk hy af. En hy het afgewyk om die kerkse roeping in 'n kosmiese terme te beskryf. Wat is jou roeping? Wat is julle betekenis? Wat is julle doel op hierdie aarde? Wat soek jy hier? Dit is wat hy kom verduidelik het. So voor hy begin bid en dan sê hy, hier is die rede vir julle bestaan, en dan gaan hy verder aan met sy gebed. En daardie hoë roeping, waar God ons geroep het, is die rede hoekom Paulus ons teks begin met, om hierdie rede buig ek my knie. So hy begin ons teks om hierdie rede, om die feit dat dit, julle is gered uit genade, die feit dat julle in een liggaam saamgevoeg is, Jood en heiden, uit alle tale, volke, nasies, is julle een liggaam in Christus Jesus. Die feit dat julle dit is, die feit dat ons God se wysheid, soos ek laasweek gesê het, die geestesrelle moet na ons kyk en God se wysheid in dit sien. Dis wat ons laasweek besef het, dis wat hy sê.
Nou daardie hoë roeping is waarom Paulus begin en sê, daarom buig ek my knieë. Anders as die Christendom, wat gewoond is, ons praat van bid, dan kniel ons. Was die Jode nie gewoond om te kniel nie. Hulle het gekniel, maar hulle was gewoond of staan, of hulle het gesit om te bid. En ek sê weer eens, dis nie verkeerd om te staan nie, dis nie verkeerd om te bid nie. Ek meen, jy loop en bid, jy ry en bid, dis nie die probleem nie, maar Paulus sê spesifiek, ek gaan op my knieë, ek gaan juis hierdie rede, dis die enigste manier waarop die kerk die hoogtes kan bereik, waartoe God ons geroep het. Is om op ons knieë te gaan, so om op sy knieë te gaan, as hy sê, ek buig my knieë, is 'n teken van volkome nederigheid. Dis 'n diepe eerbied, dis 'n intense passie waarmee hy op sy knieë gaan en tot die Vader bid. Nou hoofstuk 1 tot 3 fokus geheel en al op wat God gedoen het om ons te red. Dis als God se werk. Hoofstuk 4 tot 6 fokus op die kerk se doel, haar gedrag, haar plig en haar lewenswandel. So hoofstuk 1 tot 3 is wat God gedoen het, hoofstuk 4 tot 6 is wat ek en jy as kinders van die Here nou moet doen. Dit is ons plig. En dan, maar Paulus kom hier in die middel, hier waar ons nou is hierdie gebed. So hier's wat God gedoen het, en hier's wat julle nou moet doen, maar voordat ek kom by wat julle nou moet doen, moet ek eers vir julle bid vir krag. Want julle gaan dit nie op julle eie kan doen nie. Julle het nie julle self gered nie, en julle gaan ook nie kan leef waarvoor God julle geroep het sonder krag nie. Julle het gebed nodig, en daarom gaan hy op sy knieë. Paulus bid vir krag sodat ons God se instruksies kan volg en dat dit wel vir ons geroep het dat ons dit werklik kan uitleef. So die eerste gebed is dat hulle die gelowiges God se krag sal ken wat vir hulle beskikbaar is. En die tweede gebed is dat hulle hierdie krag sal gebruik. Dis die tweede gebed. En ons moet onthou dat Paulus hierdie gebed gebid terwyl hy in onder huisarrest in Rome was. En jy sal sien, hy bid nie dat sy kettinge, dat hy sal verlos word van sy kettinge nie. Hy bid nie dat die kerk, dat het finansiëel goed sal gaan, en fisies goed sal gaan met sy gemeente nie. Nee, dis nie waarvoor hy bid nie. Maar hy bid dat die gelowiges versterk sal word in hulle innerlike mens. Om te wees, soos wat God hulle wil hê. Paulus het in 1 vers 19 gebid dat sy mense uitnemende grootheid van God se krag sal begryp. Dit wat vir die gelowiges beskikbaar was. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode uit opgewek het. Dis dieselfde krag, sê Efesiërs. Dat dieselfde krag is vir julle beskikbaar. En nou kom hy en hy bid dat die Heilige Gees hulle met die einste krag sal bemagtig in hulle innerlike mens sal versterk. Jy moet dit net weet nie, jy moet dit hê in jou lewe, dit moet toegepas word in jou lewe. God se krag. Ek meen ouderdom, teestand en vervolging gaan ons hê as kind van die Here. Ons is nie een gevrywaar daarvan nie. As jy dink dat jou lewe gaan net goed gaan omdat jy 'n kind van die Here is, dan het jy verkeerde evangelie gehoor. Dis nie die waarheid nie. Maar ons is goed toegerus. Blaai saam met 2 Korintiërs 4 vers 16. 2 Korintiërs 4 vers 16. En hoor wat sê hy so, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Hy sê, al vergaan jou liggaam, ons raak daagliks ouer, jy is nie meer wat jy was fisies in jou liggaam nie, ons raak ouer. Hy sê, maar binnekant word jy sterker en beter en groter. Iets gebeur in die binnekant. Ons is goed toegerus vir dit wat vir ons voorlê as kinders van die Here. Mense wil mag hê vir allerlei redes. Partykeer somme walglike redes wil ons krag hê en mag hê. In Handelinge 8 kan julle onthou vir Simon Magus, wat gevra het vir geestelike krag, hy het na Petrus toe gegaan en geld aangebied vir die Heilige Gees, kan julle dit onthou? Gaan lees dit, Handelinge 8. En hy sê vir Petrus, gee vir my, ek is bereid om te betaal vir hierdie gawe van die Heilige Gees, gee dit vir my. En wat het Paulus vir hom gesê? Ek gaan dit nou in my eie woorde sê, maar dis wat daar staan, mag jy hel toe gaan met al jou geld.
Maar die Heilige Gees is nie te koop nie. Hierdie mag, hierdie krag van God is nie te koop nie. Maar hier gee Paulus vir ons die doel. Wat is die doel dan van hierdie krag? As dit nie vir my eie verheffing en vir my eie goedheid en vir my eie krag en alles is nie, wat is die doel daarvan? Hier gee Paulus die rede, hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle het krag nodig, sodat Christus in julle harte kan woon. Klink snaaks, né? Ek meen, wag 'n bietjie. Is dit nie Christene met wie Paulus hier praat nie? Woon Jesus dan nie reeds in hulle harte nie? Dis 'n snaakse ding om te sê, julle het krag nodig sodat Christus in julle kan woon. Snaakse ding om te sê. Maar as Christene ken ons Jesus Christus heel eerstens tydens wedergeboorte. Die Heilige Gees kom, wederbaar ons, maak ons lewendig sodat ons in Christus Jesus kan glo en ek ken hom daar as in wedergeboorte. Maar dit gaan dieper as net daardie ken. Hierdie lewe waarvan hy hier praat, gaan dieper as net ken. Jesus ken. Filippense 3 vers 8 tot 10. Filippense 3 vers 8 tot 10. Hy sê so, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat in die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. En in vers 10, hoor wat sê, nou dis Paulus wat Christus ken hierso. Dis Paulus wat hier praat. Hoor wat sê hierso, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek meen, Paulus ken Christus, dis logies, maar hy sê, hier's anders te ken. Ja, ek ken hom deur wedergeboorte, maar hier's 'n ander ken wat ek moet ken. Paulus wens dat hy kon sien hoe Christus in die kerk gestalte neem. Hierdie is heiligmaking waarvan hy praat. Hy praat van heiligmaking. Ja, jy is wedergebore, die Here het jou siel gered, hy het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was, en nou wil hy jou vorm na die beeld van sy seun. Galasiërs 4 vers 19. Galasiërs 4 vers 19. Hy sê hierso, my kinders vir wie ek weer in die Galasiërs 4:19. Hy sê, my kinders vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Paulus sê, ek bid vir julle, ek is in barensnood, ek pleit by die Here dat Christus in julle 'n gestalte kry, dat Christus in julle meer sal word, dat julle meer en meer soos Christus Jesus sal word. Dis die ken waarvan hy praat. Dis heiligmaking. Die spesifieke werkwoord wat Paulus in Efesiërs 3 gebruik, beskryf die verskil tussen 'n huiseienaar en 'n gas. Ek meen, as jy 'n gas is, as jy in 'n gastehuis gaan tuis gaan, of jy gaan in 'n hotel tuis, dis nie jou plek nie. Jy probeer om dit so netjies as moontlik agter te laat as jy gaan, reg? Jy verander niks daar nie. Maar die werkwoord wat hy hier gebruik is van 'n huiseienaar. En ek meen, wat doen 'n huiseienaar? Jy maak die garage skoon. Jy besluit, hierdie muur wil ek af hê, ek wil 'n oop plan sitkamer kombuis hê, so ek breek die mure af. Hierdie kleur van hierdie muur werk nie, so ek verf van pink as ek van pink hou. Dit is my huis, ek maak hier wat ek wil, ek kry hom vir my so gemaklik as moontlik, dit is my huis, dis waarvan hy praat hier. Hy sê, dat Christus in jou kan woon as 'n huiseienaar. Dis die ding waarvan hy praat. Christus wil jou innerlike lewe opgradeer, om by sy standaard te pas. Dis wat hy wil doen. Dis die ken waarvan hy praat. Hy wil jou verander. Hy wil in jou kom woon en dan wil hy verander aan jou. Ek wil jou meer en meer soos Jesus Christus maak. Dis wat hy wil kom doen. En dan nommer 2, vra Paulus dat hulle so, eerstens moet hulle krag hê, sodat Christus in hulle kan woon, en hulle kan bly en hulle verander. So jy krag nodig vir dit kom nie van self nie. En dan vra Paulus dat hulle krag mag hê om die onbeperkte dimensies van God se liefde te begryp. Die onbeperkte dimensie van God se liefde. So jy krag nodig om sodat Jesus in jou kan woon en jou kan verander, en dan jy krag nodig om sy liefde te verstaan. Wat?
Jy dit al gehoor? Dis waarvoor ons krag nodig het om sy liefde te verstaan. Ja, ons het krag nodig. Paulus begin hierdie versoek te sê dat ons hy sê dat ons reeds in hierdie liefde gewortel is. Gaan lees dit. Hy sê ons is reeds daarin gewortel. En waarvan hy praat is as jy hoofstuk 1 vers 4 praat hy ons is gewortel en gevestig in Christus Jesus. Dis waarvan hy praat. Julle is reeds gevestig in Christus Jesus. Julle is reeds wedergebore. Julle ken hom reeds deur wedergeboorte, maar julle moet nou sy liefde ken. God is liefde. Soms sing ons te veel oor hoe lief ons God het. Ons is geneig om te sê, weer eens, ek is ook een wat sê, Here, ek het U lief. Ek het U werklik lief. Maar ons dink nie genoeg na oor hoe lief hy ons het. Ons dink nooit genoeg na daaroor. Dit verg baie om die dimensies van God se liefde te begryp. Dit verg krag en God se liefde sodat ons sy liefde kan verstaan. Soos ons 'n gevaar loop om te dink dat die Christen lewe eindig by wedergeboorte en ons vergeet van heiligmaking, loop ons ook die gevaar om te dink dat die Christen lewe 'n intellektuele belydenis is. Ek glo in Jesus Christus. Ek bedoel ons kan passievol wees oor die evangelie en die feit dat daar 'n behoefte is in die kerk, daar's 'n behoefte in die wêreld om hierdie Jesus te ken. Ons kan passievol wees daaroor. En steeds nie 'n persoonlike bewustheid hê van God se liefde in ons. Sy liefde vir ons nie. Ek meen, hoe meet ons die liefde van God? Hoeveel ton? Is dit 3 ton? Is dit 1000 hektaar? Hoe groot is sy liefde? Paulus meet dit, hy sê die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte van God se liefde. Ek meen, jy verdrink in. Dis waarvan hy praat. Dis hoe groot dit is. Dis hoe hy dit beskryf. Dis hoe hy dit meet. Hierdie is die diepte van God se liefde, die grootte van God se liefde wat alle verstand oortref. Ons verstaan dit nie, dit maak nie sin nie. 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. 1 Petrus 2. Hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur op kan groei. Ek wil jou verander, ek wil hê jy moet meer word soos Jesus Christus, ek wil hê jy moet opgroei in hom, en jy moet smag na Jesus soos 'n babatjie. So hy sê, ek ben 'n baba, ek ken nie die konsep van moederliefde nie. Ek meen, 'n baba weet nie van moederliefde nie. Hy verstaan dit nie, die kind kan dit nie beskryf nie, die kind kan nie vir jou in woorde omsit, hy's lief vir sy ma nie, of sy's lief vir haar ma nie, maar jy geweet, as 'n kind siek is, gewoonlik soek hy sy ma. Pa is daar, maar as die kind siek is, soek hy sy ma. As 'n kind honger is, soek hy sy ma. Jy het dit al gesien? 'n kind weet waar is die liefde. Hy kan dit nie beskryf nie, maar hy weet wat dit is. Ek kan daarin loop, ek kan daarin wandel, ek verstaan hoe dit voel. So dis waarvan hy praat. Dis nie 'n intellektuele God is goed nie. Ek meen, dis 'n goeie geloofsbelijdenis, God is goed. Ons het dit net nog gesing, the goodness of God, dis 'n goeie belydenis. Maar hy sê, het jy geproe? Het jy ondervind? Het jy beleef dat die Here goed is? Kan jy vanmôre vir my sê, uit jou eie uit vertel, 'n getuienis bring en sê, wie wat die Here was goed in my lewe, hier en hier. Vandat ek vanoggend my oë oopgemaak het, was hy hier goed. Ek het dit geproe, ek het dit gesmaak, ek het dit beleef, ek kan vir jou dit deel, ek kan dit nie vir jou beskryf nie, maar ek weet wat dit is. Ek het dit in my lewe beleef. Ek sê weer, net die feit dat jy vanmôre jou oë oopgemaak het, is genade van God. Is sy liefde. En dan sê hy, so hy bid dat ons die krag sal hê om dat Christus in ons sal woon en ons sal verander. Hy bid dat ons die krag sal hê om God se liefde te kan verstaan. En dan sê hy, sodat. Hy bid hierdie dan sodat hulle gevul kan word met die volheid van God. Dis sy gebed. Word gevul met die volheid van God. En dit gaan my verstand te bowe. Dis soos ek kan dit nie beskryf nie, die volheid van God.
Wat? Maak nie sin nie. Ek wil bid dat al hierdie goed sodat hulle gevul kan word met die volheid van God. Dis die klimaks van Paulus se gebed. Dis die geestelike volwassenheid wat Christus weerspieël, die volheid van God binne in ons. In die Ou Testament het God se teenwoordigheid die tabernakel gevul. Kan julle dit onthou? Toe die tabernakel klaar was, het die teenwoordigheid van God die tabernakel gevul. En later was dit die tempel, en die teenwoordigheid van God het die tempel gevul. En vroeër in Efesiërs het Paulus verduidelik dat die Jood en heiden 'n heilige tempel van die Here is. Nou julle het ook dit gelees het? Julle is 'n heilige tempel van die Here. En Paulus het ook gebid dat Christus in hulle mag woon. Efesiërs 3 vers 17. So wat sê hy? Dat God, soos dit in die tabernakel was, soos in die tempel, dat daardie volheid nou in julle as die tempel, as die tabernakel sal kom woon. Daai volheid binne in jou, dis God met ons. Immanuel, Jesus Christus. God is in ons, God is met ons. Nou in ons daaglikse lewe en in ons gebede, is dit moeiliker om die geestelike rykdom te waardeer en as materiële rykdom. Ek ons besef nie eens van die geestelike rykdom wat ons nodig het. Maar ons weet as ons bid ons gewoonlik vir materiële goed, reg? Bid vir goed wat ons kan sien, goed wat ons kan beskryf. Of ons nou baie geld het of nie. Ons het 'n goeie idee van hoe materiële rykdom lyk. Ek meen ons kry 'n voorsmaakie daarvan in die dinge wat ons besit. Ek meen ons sien dit, jy het nie die beste kar nie, maar jy het 'n kar. En ons kan daarin lewe deur te kyk na ander mense wat mooi huise het, 'n mooi karre het. So ons kan dit daarin sien. So ons weet wat is materiële rykdom. Ek meen ons wêreld is gefokus op hoe ons lyk, hoe ons optree, wat ons doen, wat se motor ek bestuur, wat se tipe huis ek besit, in watter area is my huis gevestig. Of nog erger, ons is gefokus op hoe ander mense lyk. Hoe die ouens in Hollywood lyk, die filmsterre, wat trek hulle aan, waarna luister hulle, ons wil soos hulle wees, dit is waarna ons smag. Geestelike rykdom aan die ander kant is nie so voor die hand liggend nie. Jy sien dit nie. Dis nie eens aantreklik vir die natuurlike mens of vir 'n ongehoorsame kind van die Here nie. En wanneer ons bid, vra ons hoofsaaklik vir God om ons uiterlike omstandighede te verander. Die meeste gebedsversoeke in die kerk draai om tydelike bekommernisse, soos gesondheid, finansies en allerlei ander behoeftes. Nou hoewel dit geldig is niks fout om vir die goed te bid nie. Bied Paulus se gebed vir ons 'n bloudruk van 'n dieper gebed. Daar's dieper dinge waarvoor ons moet bid. As hierdie tydelike goed. Ja, ons kan bid daarvoor, ons mag en ons moet. Skrif sê dit. Maar as dieper goed waarvoor ons moet bid. Ons gebede moet dieper gaan as dit. Ons almal is baie meer as dit wat ons op Facebook sien, op Instagram kan sien. Dit wat jy sien hoe ek aangetrek is vanmôre, dit wat ek ry, ons gaan dieper as dit. Daar is soveel meer onder die oppervlak wat mense nie sien nie. En dit is ons innerlike lewe. Die lewe wat ander nie kan sien. Ek sê weer, ek kan vir jou flous. Jy kan my sien van buite af, ek is netjies aangetrek. En ek het al geleer, as jy by 'n lughawe is of iewers en jy lyk so aangetrek, dan help hulle jou graag. Maar hulle weet nie wat jy hier binnekant is. Jy lyk vreeslik mooi en ons help jou. Ek kan jou flous, moet ook buitekant lyk. Ons kultuur plaas primêre belang op die uiterlike persoon. Maar die innerlike persoon is baie belangriker. Dis waarvoor Paulus bid. 1 Samuel 16 vers 7. Blaai saam met my. 1 Samuel 16. En ons ken hierdie verhaal waar Samuel vir Dawid moes gaan salf as koning. Kom ons lees vanaf vers 6. 1 Samuel 16 vanaf vers 6. Toe hulle inkom en hy Eliab sien, dis Samuel, dis die broer van Dawid,
dink hy, gewis hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mense sien nie, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Die binnekant van die mens is belangriker as dit wat jy aan buitekant kan sien. Hier is 'n voorbeeld. Spreuke 31 vers 30, blaai saam met my. Spreuke 31 vers 30. Hy sê die bevalligheid is bedrog. Maar die uiterkant, die mooi kant, hy sê die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Weerens binnekant. Jy kan buitekant mooi wees, maar dit in die binnekant is wat vir God saak maak. Dis jou binnekant. Hoe lyk dit hier binne? Dit is waarvoor Paulus bid. En slegs God kan met sy krag die innerlike persoon van die mens bereik. Ek en jy het nie daai mag nie. En dit is waar hy die meeste werk wil doen, is aan die binnekant. Ek meen ons almal weet van genesings. Die Here doen genesings. Hy doen wonderwerke. Ja, ons weet dit. Maar die plek waar hy die meeste wil werk is aan die binnekant. Is hier binne. Ek het dit hoeveel keer nou al gesê dat wanneer jou kind jou kwaad maak, is ongehoorsaam, wil nie luister nie. Jy moet dit sien as 'n gawe van God. Want die Here wys vir jou wat's in die kind se hart. Dis 'n gawe. Kyk wat's in die kind se hart, gaan werk in die kind se hart. Jy kan hom nie nou net slaan en als nie gaan leer die kind. Wie wat jy het 'n hartprobleem my kind. Jou probleem is nie met my wat jy nie wil luister. Jou eerste probleem is tussen jou en God. Jy het 'n probleem met hom as jy nie my gehoorsaam. Dis die punt, jy het 'n hartprobleem. So die Here openbaar dit vir ons. Hy wys vir ons wat hier in die binnekant aangaan. Ek sê dit weer, ek het dit laas keer gesê, ek gaan dit weer sê. As 'n taxi voor my inry, en skielik haak my koppie uit en ek wie se skuld is dit? Wie die probleem? Die taxi drywer of ek? Sê ek. Die Here wys net weer eens vir my wat gaan in my hart aan. Nico, het jy nou gesien wat die taxi gedoen het? Ja, maar die taxi, nee meneer, dis is binne in jou hart, dis wie jy is. Ons moet werk hier aan, dis die punt. So God se werk begin met wedergeboorte. Ons het dit net nou gesien. Daarna is sy hoofwerk steeds in die innerlike mens. Hy hou aan werk in die binnekant. Dit is waar die geestelike lewe begin en dit is waar dit moet groei, is aan die binnekant van jou. Jy kan nie sonder, hy sê, ek haal die hart van klip uit en ek sit 'n hart van vlees in. Dis die punt. So die goddelike natuur wat aan die gelowige gegee word met verlossing, is die kern van die innerlike mens. Jy kry 'n nuwe natuur, 'n nuwe wil, nuwe begeertes. En dit is die basis van waar die Heilige Gees begin werk, waar jou denke en jou emosies en goed begin verander, is daar waar hy begin. Ons is verordineer om na die beeld van Jesus gevorm te word. Dit is God se wil vir jou lewe. Wie het al gebid, Here, ek wil weet wat is die wil vir my lewe? Wie het al so gebid? Ek dink ons almal op 'n punt gekom waar ek sê, Here, wat is die wil vir my lewe? Kom ek lees vir jou wat is God se wil vir jou lewe. Romeine 8:28. Dat jy nie hoef te twyfel nie. Jy moet nooit weer twyfel nie. Wat is God se wil vir jou lewe? Romeine 8:28 en 29. Hoor wat sê hyso. Hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hy sê alles, die wat God liefhet, alles sal alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So jy is geroep deur God voor die grondlegging van die wêreld en alles sal ten goeie meewerk vir jou as jy vir God liefhet. Beteken alles jy kan jou werk verloor? Beteken alles jy kan kanker hê? Beteken alles jy kan 'n geliefde aan die dood afstaan? Dis alles. Hy sê alles sal ten goeie meewerk. Alles vir God tot eer en vir my en jou vir goed. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Maar wat is die rede daarvoor? En hier is die rede, hy sê, want, vers 29, hoekom sal alles ten goeie meewerk? Want
Die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees na die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Jou doel op aarde is sodat God jou kan vorm na die beeld van sy seun Jesus Christus. Hy wil jou verander aan die binnekant, sodat jy binnekant kan lyk soos Jesus Christus. Dis jou doel. Hoekom het die Here jou hier geplaas? Sodat hy jou kan vorm na die beeld van sy seun. Punt. Dis dit. Wat is die laaste ding wanneer daardie hemel oopskeer en Jesus kom op hy wit perd af? Wat is die laaste ding wat gebeur? Die skrif sê ons gaan wees soos hy is. Wat? Sonder sonde. Niks, geen gedagtes meer daarvan nie. Want die proses wat hy begin het met wedergeboorte en hierdie heiligmaking waar ons nou is, wat in ons binnekant werk, sal volëindig word die oomblik wat Jesus terugkom. Sal daardie werk klaar gemaak wees. So hy sal alles gebruik om hierdie werk te voltooi. Alles. Goed en sleg in ons lewens. En sien julle wat Paulus hier sê? Kyk hoe eindig. Hy sê, ek bid dat julle gewortel en gegrond sal wees in die liefde en die krag van God sal hê, en dat saam met al die heiliges. Hy sê dat julle saam met al die heiliges geestelike volwassenheid van Christus sal weerspieël. Sien, heeltyd in hy brief praat hy van julle. Dis nie 'n enkelvoudige ding nie. Ideaal gesproke van hierdie tipe groei, hierdie heiligmaking in 'n gemeente opset plaas. Heiligmaking is 'n kerkervaring. Efesiërs 4 vers 13. Net so eentjie aan. Efesiërs 4 vers 13, hoor wat sê hy? Totdat ons almal kom, sien ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ons almal. Dis 'n kerkopset. Heiligmaking is 'n kerkding. Ons is hier geplaas vir mekaar. Ja, maar Nico maak my kwaad, wie ek like hy ook glad nie. Ek is hier vir jou heiligmaking. Sterkte. Dit is soos man en vrou in 'n huwelik. Het jy nou al gedink, hoekom het die Here julle by mekaar gesit? Jy nou al gesien, hoe sluit julle mekaar? Hoe besef jy is, hoe weet jy jy is selfsugtig, vinniger as wat jy in huis geplaas word? As kind, toe ek in die huis was, is ek gewoond om die handdoek op die grond te gooi, my klere wasgoed op die grond te gooi, maak hom tel dit op. En skielik kom ek en ek is nou getroud met hierdie vrou, en die vrou het nie in 'n huis groot geword, waar handdoek op die grond lê, en waar goeders klere op die grond gegooi word. Nee, jy tel dit op en jy gaan gooi dit in die wasmasjien. En nou verstaan ek glad nie, wat gaan er nou aan? Ek het dan so groot geword. Nee, jy is selfsugtig, meneer. Trek jouself reg. Die Here sit ons by mekaar om mekaar te slyp. Spreuke 27 vers 17 sê, yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Is nie wonderlik nie? Dis hoekom ons hier onder mekaar gesit is. As jy my nie like nie, sterkte, ek is hier vir jou heiligmaking. En andersom. Dis so lekker, hy sluit my in die binnekant. Mense groei oor die algemeen nie normaalweg tot volwassenheid sonder die veilige konteks van gesinsdissipline en liefde nie. Jy kan maar 'n kind vat wat in 'n huis groot word waar 'n pa nie is of waar 'n ma nie is nie. Maak dit moeilik, maak dit swaar. Dit's goed, dis net nie daai volheid nie, maar waar 'n huis nie perfek is nie, maar waar die liefde van Christus is en daai liefde in heiligmaking is, word 'n kind gewoonlik, nie altyd nie, maar gewoonlik loop hy die pad reg as hy groot mens is. Okay? Ons het daai liefde nodig. Ons het daai slyping nodig. Net so word geestelike babas, kinders van die Here wat nou net gebore is, geestelik. Geestelike babas, geestelike tieners, leer by geestelike volwassenes. Ek het dit laas gesê, hierdie kerk moet wees van geestelike pasgebore babietjies tot en met volwasse Christene. Van daar af tieners dwars deur, dit moet soos dit mekaar huis klink hier. Geestelik gesproke. Ons moet hulle almal hê. Ons moet ongemaklik wees. Want hierdie ouens vra die simpelste vrae en God is dis nee, ons is daar geplaas vir mekaar. Ons moet saam groei. Ons is daar om hierdie jong Christene groot te maak vir Christus Jesus, mekaar te slyp. Dis hoekom ons daar is.
Jy kan nie werklik volwasse in Christus Jesus word tensy jy die krag van God het en die onbeperkte dimensies van sy liefde verstaan. God se liefde is 'n groot komponent wanneer dit kom by wedergeboorte en heiligmaking. En hier is 'n voorbeeld, veral as jy verpletter en gebroken is deur die swaar en die lelik van die lewe. Wie van ons kom nie deur swaar en lelik van die lewe nie? Wie het dit nie beleef in jou lewe? Indien jy misbruik en mishandel is in hierdie wêreld en eers in jou middel 30's byvoorbeeld die Here ontmoet het, wat jou siel gered het. Nou voel jy vuil, jy voel skuldig en jy voel skaam en jy voel nie in staat om normale verhoudings met mense te hê nie. Ek voel skaam om te kom. Ek voel skaam om in die kerk te wees. Mense ken my geskiedenis. Mense weet waar ek vandaan kom. Wat dink die Here van my? In die plek waar die kerk dan moet begin. Want ek sê weer, heiligmaking begin hier. Dis 'n kerkding. Die plek waar die kerk moet begin is by die evangelie van Christus Jesus. Wat sê jy vir so 'n persoon? Jy vertel hom van God se liefde wat aan die kruis van Golgotha getoon is. Hy het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Jy het jouself nie beter gemaak sodat hy jou kan aanvaar nie. Nee, hy het jou gevat soos jy is en nou gaan hy jou verander. Hy ken jou geskiedenis. Hy weet van jou geskiedenis. Hy's nie verbaas nie. Hy weet jy's seer. Hy weet jy's stikken. Hy weet jy's verniel. Maar hy het nog steeds vir jou gesterf. Hy het steeds gekies om jou siel te red. Die hele kerk, almal van ons is gebroke mense wat gered is uit genade. Die een se verlede is beter as die ander een. Soos Paulus in Efesiërs vroeër gesê het, ons was almal sonder Christus en sonder hoop in hierdie wêreld. Dis die punt. Ons is almal sonder Christus en almal sonder hoop. Almal is op een manier gered en almal word op een manier heilig gemaak en dis deur die Heilige Gees. Almal van ons. Matt Chandler het 'n verhaal vertel. Hy het toe hy 'n jong man was, het hy met 'n vrou gewerk wat prostituut was. En hierdie lewe gelos het. Sy wil dit los. En wat dink Matt Chandler? Kom ons vat die vrou kerk toe, sodat sy die evangelie kan hoor, sodat sy kan besef wat dit is om in die liggaam van Christus te wees. En op daai spesifieke oggend, toe hulle nou daar kom sit agter in die kerk met haar, sodat sy die woord van God kan hoor, die liefde van God kan aanvaar, toe op daai spesifieke oggend, kom die pastoor en uit 'n roos. En hy sê, ek wil hierdie roos, sien hierdie roos is mooi, is perfek, is beautiful, en hy sê, ek wil hom omstuur, en hy stuur daai roos om, en hy sê, vat dit, kyk daarna en stuur dit om. En soos wat die roos omgaan, deur die hele gemeente, praat hy en hy gesels en hy deel sy preek, en toe die roos uiteindelik by hom kom, hoe dink julle daai roos gelyk, nadat hy deur almal se hande was? Nie mooi nie. Is gebreek, van die blare is half af, lyk nie mooi nie, en hy sê, weet wat? Soos wat hierdie roos is, en hy gebruik dit as 'n voorbeeld vir mense wat in die wêreld met sonde lewe. Hy sê, wie wil hierdie roos hê? Wie soek hierdie roos as hy so lyk? Niemand wil dit hê nie, reg? Niemand soek dit nie, nee, niemand wil hierdie roos hê nie. Nou net so moet jy jou lewe reg. Is die evangelie? Wat dink jy daai vrou gedink wat daar agter sit? En haar lewe lyk so stikkend. Sy lyk soos daai roos. Wat dink jy het sy gevoel op daai stadium? En Matt Chandler sê, hy weet nie waarom sy kop in te steek nie, want dit is nie die evangelie nie. Wie soek daai roos? Christus soek daai roos. Hy vat jou so stikken en so uitmekaar uit, soos wat jy is, het hy jou gevat en het jou nuut gemaak in Christus Jesus. Hy soek daai roos wat so stikken is. Hy maak jou nuut. Jy maak nie jouself nuut en beter en dan vat hy jou nie. Nee, hy het jou gevat soos jy is. Hy het jou gekies soos jy is. Dis die evangelie en dit is wat die wêreld in hierdie kerk moet kom beleef. Hulle moet die lengte en die wyte en die hoogte en die diepte van God se liefde hier kom beleef. Hier is die plek waar 'n wêreldling moet gesond kom word. Hier is die plek. Dis nie die plek waar die een meer sien op die ander en die een dink hy's beter as die ander nie. Dis nie die plek daarvoor nie. Hier is die plek waar ons uit genade gered is. Ek het gelyk soos daai roos.
Waar ons in die wêreld, julle is my disippels. Julle liefde onder mekaar. En dan eindig Paulus hierdie gebed deur te sê dat God die krag het, die mag het, om ver meer te doen as waarvoor ons kan dink of vra. Hy het hierdie gebed gebid, Here, gee vir hulle krag, sodat U in hulle kan woon, hulle kan verander, gee vir hulle die krag, sodat hulle U liefde kan verstaan, Here, sodat hulle hierdie volheid van U in hulle kan hê, die volheid van God in ons kan hê. En Here, U kan ver meer doen as wat ek dink of vra. En dan sê hy, let op waar is die krag wat hy sê. Hy sê, U het krag om ver meer te doen as wat ons kan dink of vra, en let op waar is hierdie krag. Hy sê, volgens die krag wat in ons werk. Wow. God doen sy wonderwerke van binne na buite. Hy verander jou hier na buite. As mense na jou kyk, sê hulle, wie wat, jy lyk anders, jy loop anders, jy praat anders, wat het gebeur? Ek het binne verander. Ek het nie my net mooi gemaak, ek is anders gemaak aan die binnekant. God is die een wat die harde werk doen. Laai saam my, Filippense 1 vers 4 tot 6. Filippense 1 vers 4 tot 6, hy sê, en ek bid altyd in alle my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Jou wedergeboorte is nie oor jy goed was nie, dis iets wat hy vir jou begin het. Hy het jou nuwe lewe in Christus begin en hy gaan dit klaarmaak, dis wat hy hier sê. So wie doen die harde werk? Dis God in my. Hy verander my hier binnekant. Filippense 2 vers 12, net 'n entjie aan. Vers 12 tot 13. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in die afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Met ander woorde, dit wat in jou binnekant gebeur het, leef dit na buitekant toe uit dat die mense dit kan sien. En hy sê, doen dit met vrees en bewing. Jy moet versigtig doen wat jy doen. Hoekom moet jy met vrees en bewing doen? Hoekom? Want, vers 13, dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. God werk in jou om sy wil te doen. Wie doen die werk? Sy Heilige Gees in my, dis die Gees van God in ons. Ons het niks om op te roem nie, behalwe dit wat hy in ons lewe doen, dit wat hy vir ons gedoen het, en dit wat hy nog steeds vir ons doen, en sal klaarmaak wanneer Jesus kom. Die eindelike doel van alle geestelike groei is nie menslike hoogmoed en vir my eie privaat bediening en vir my eie privaat gemak by my huis en met 'n wonderlike kar en 'n wonderlike huis nie. Dis nie die uiteindelike doel van hierdie geestelike groei, nie die krag van God in my lewe nie. Maar is om God se heerlikheid wat ewig sigbaar sal bly in die kerk en in Christus Jesus. God se volheid wat in ons kom woon. Dis slegs wanneer die kinders van die Here hierdie vlak van gehoorsaamheid bereik, dat Christus Jesus werklik deur sy kerk verheerlik sal word. Dis waar ons moet kom. Dat gewoonlik as jy op skepe is, word junior bemanningslede moet gewoonlik help in die kombuis, aardappels skil en sulke goed. En daar was een matroos wat hy het chaos gemaak in hy kombuis. Hy het borde gebreek, koppies gebreek, want dit is chaos in hy kombuis. So hulle het al geweet, as dit sy beurt is om die kombuis te wees, jong, dan is almal op wat gaan nou vandag weer gebeur? Wat brand hy nou weer af? En hierdie matroos het besluit, wie wat, ek wil hierdie kaptein, ek wil hierdie mense wys, ek kan ook iets doen. En hy die dag toe het weer sy beurt te stap en hy kombuis en hy sien toe hier op die toonbank lê geel plaatkoek. Mooi, besig om af te koel. En hy besluit, wie wat, ek gaan vir hulle wys, ek kan iets doen. Ek gaan hierdie plaatkoek gaan ek versier. En hy maak sy chocolate icing aan en alles, en hy smeer die plaatkoek lekker afgekoel het, hy smeer hom mooi, en hy versier die koek mooi, man. It's beautiful. En hy staan so terug, en hy bekyk die koek, en hy kan nie wag, en die mense kom en van vra, maar jyne, wat het nou hier gebeur? Wow! Jy is hom heeltemal useless nie, jy kan hom koeke versier. En toe die hoofkok instap, en hy so rondkyk in die kombuis, en hy vra nou, waar is my mieliebrood?
toe is dit nie koek nie. En dis die punt. Maak nie saak hoeveel icing jy bo-op gesmeer het nie. Hy mag dalk lyk soos koek, maar dis nie koek aan die binnekant. En net so kyk ons na die kerk en ons sien die sigbare dinge in die kerk. Nico het 'n mooi das aan, het 'n mooi soet aan en wie wat dit is 'n kind van die Here daai. Wie wat die uiterlike kan bedrieglik wees van dit wat in die binnekant aangaan. Ek kan die regte geluide maak, ek kan die regte bewegings maak, maar eintlik is ek nie 'n kind van die Here nie. Jy geweet, Jesus het gesê, dan gaan van hulle kom en sê, Here, maar in U naam het ons duiwels uitgedryf. In U naam het ons dit gedoen. In U naam. So wat sê dit jou van daai persoon wat vir Jesus sê, in U naam het ons, dis mense wat in die kerk was. En wat het Jesus gesê? Gaan weg van my af, ek het jou nooit geken. Hier binne was nie verandering. Jy het gelyk en geryk soos een, maar jy is nie my kind nie. Die eerste stap om soos 'n kind van God te wees, is om te versterk te word in die innerlike mens. En tog lyk dit of meeste Christene daardie eerste stap nie bereik nie. Ons mis daai eerste stap. Hulle weet nie wat dit is om God se krag ten volle in hulle lewens te sien nie, daardie heiligmakingspad. Hulle ly as gevolg van dit, die kerk ly as gevolg van dit, en die wêreld ly as gevolg van dit. Want hulle het nie die innerlike krag om sout en lig in hierdie wêreld te wees nie. Dis wat ons voorstel is om te wees, sout en lig. En ons het die krag van God nodig om dit te wees. Die kerk moet uit haar verbruikerssyndroom uitkom. Die liggaam van Christus is nie 'n sosiale klap nie. Ons is nie 'n tempel, ons is 'n tempel van Christus waarin die volheid van God woon. Dis wat ons is. Ons moet ophou soek na vermaak en gemak as ons hier instap. Ek sê weer, daar's mense wat volgende kerk hou onder 'n boom. In die wind en weer. Daar's mense wat moet wegkruip om die Bybel te lees. Ek en jy sit vanmôre hier, ons het lekker gesing, ons sit in 'n beautiful gebou, beautiful klomp mense, en ons hoef niks weg te kruip. Paulus sê ons uiteindelike doel is om vervul te word met die volheid van God. Dis ons doel. Die vraag is Christus net 'n gas in jou huis, in jou lewe? Of het hy die volle vryheid om jou te verander, te bou en te breek in die binnekant soos hy wil? Behoort jy aan hom? Jy gaan God se krag nodig hê om dit te doen, om dit te deurstaan. Ons moet bid vir geestelike stamina, deursettingsvermoë, en nie net van onsself nie, maar van die gemeente. Dit is belangriker as aardse gemak, aardse vrede en aardse rykdom. Dis die punt. Laaste skrif, 1 Korintiërs 6 vers 19. 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Laat die wêreld sien wie in jou woon. En dan wys ons hulle om by hierdie lig uit te kom. Ons plig. Hoekom is jy anders? Wat is anders in jou? Kom ek wys vir jou. Christus Jesus is die een wat my van binne verander. Ek is niks beter as jy.